Goeiemôre, dit is Sondag die 1 Februarie. Vanoggend lees ons uit Psalm 15, 1 Korintiërs 1 en ons tema is God se belofte van seën. Mag jy saam met ons hier in NG Gemeente Skotbure God se teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Mag vandag vir jou 'n vreugde wees omdat jy weet God is by jou. God praat met jou. God wil jou ken. Hy ken jou. God wil saam met jou lewe. Hy is by jou. Hemelse Vader, dankie dat ons kan saam wees as u gemeente. Dat ons kan saam wees as u kinders en weet u is teenwoordig. Ja, Here, mag ons u nabyheid beleef. Mag ons u stem en u woord hoor. Mag ons gehoorsaam aan u lewe. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Ons is hierdie jaar besig met 'n groter tema van God se beloftes, dit wat hy vir ons kom beloof het en kom deel het deur sy woord, so met die epifanie en die verskyning van Christus, op pad na lydingstyd toe. En vanoggend gaan ons in Psalm 15 en 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot 31 stil staan. Onthou die woorde van Duke Ellington. Hy het gesê, "My mother always told me, being born of royalty is nothing like being blessed. Royalty is inherited from another human being. Blessedness come from God." Om 'n koninklike te wees is iets wat jy erf deur geboorte, deur genetika, deur wie jou pa en jou ma was. Om geseënd te wees is iets wat jy van God ontvang. En almal van ons wat aan God dink, wat God aanbid, wat vir God liefhet, is geseënd. Leef onder hierdie beloftes van God, van sy seën en sy liefde. Psalm 15, 'n psalm van Dawid. Here, wie mag u gas wees in die tent? Wie mag tuis gaan op die heilige berg? Hy wat onberispelik leef en wat regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. Hy laster nie, hy doen sy medemens nie kwaad aan nie, bespot nie sy naaste nie. In sy oë is die een wat verwerplik is, veragtelik, maar hy eer die wat vir die Here ontzag het. Al sweer hy tot sy nadeel, hy verander nie. Hy leen nie sy geld teen rente uit nie. Hy aanvaar nie 'n omkoopgeskenk nie. Die koste van onskuldiges nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nooit struikel nie. En dan 1 Korintiërs 1, vers 18 tot 31. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God, want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot nut maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens, die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir nie-Jode is dit 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is julle nie baie wys is nie, nie baie invloedryk nie, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam, en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wel iets was, wat tot niet te maak, sodat geen mens daarop kan roem, dat hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom
is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Psalm 15 is 'n ongelooflike groot seën. Dis 'n belofte dat ons die lys gehaal het. 'n Belofte dat ons op daai lys is om by God te kan wees. Ek wil vir ons 'n vry vertaling van Psalm 15 lees. Here, ons God, wie word genooi vir 'n ete by u plek? Hoe word ons deel van u gastelys? Loop 'n reguit pad, tree regop, praat die waarheid, moenie jou vriende seermaak nie, moenie jou naaste beskuldig nie, is altyd lojaal aan u, hou ten alle tye jou woord, leef 'n eerlike lewe, bly ver van omkopery. As 'n mens so lewe, sal jy nooit deur God geswartlys word nie. As ons Psalm 15 lees, dan voel ons ons is op die swartlys. Kersfeesvader se naughty list. Daar was 'n rabbi wat elke keer as hy Psalm 15 gelees het, het hy in trane uitgebars, want hy het gevoel hy kan dit nie doen nie. Hoe op aarde kan hy daarby uitkom? Dan onthou ons Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang, dat ons op die regte tyd gered kan word, want ons is gered deur Jesus Christus. Ons is geseën deur Jesus Christus. Ons kan aansit by God se tafel. Ons is welkom in sy woning, in sy tent. Nie omdat ons oulik en goed is nie, maar omdat Christus vir ons 'n plek kom maak het. Omdat Christus vir ons 'n plek aan tafel kom gee het. Daarom het ons 'n nuwe identiteit, iets wat ons nuut maak en laat wonderlik besef, ons aanbid 'n heerlike, genadige God. As 'n storie wat 'n vrou vertel, sy sê haar pa was die beste gasheer wat sy ooit teëgekom het. Niemand het ooit in hulle huis ontuis gevoel as haar pa daar was nie. Sy sê, hy was iemand met die netjieste maniere aan tafel. Baie groot sensitiwiteit gehad hoe om mense op hulle gemak te stel. En as sy eendag kom 'n persoon wat op die buurplaas gebly het, 'n bywoner, by hulle aan, net voor ete. Sy sê dit was maar 'n eenvoudige man, altyd onseker, kon nie lees en skryf nie. En sy sê, hy het altyd, as hy kom praat het by hulle, het hy so gestaan en sy hoed gefrommel van senuwees of skaamwees, altyd afgekyk na die vloer toe. En sy sê, haar pa het hom vriendelik ingenooi, het was net voor ete, en vir hom gesê, kom eet saam. En dan sê sy seker, as dit nie haar pa was nie, dan sou hierdie man nie kom saam eet het nie. By enige ander mens sou hy gesê het, nee dankie. Maar hy sê, almal sit aan tafel, en ma skep sousboontjies vir almal op, en toe hulle klaar gebid het, val die man weg, en hy begin sy sousboontjies eet. En sy sê, tot almal se afgryse, eet hy sy sousboontjies met 'n mes. En dan sê sy, almal is so half stil verbaas, en skielik, sonder om 2 keer daaroor te dink, tel haar pa sy mes op, en begin sy sousboontjies daarmee eet. Sy sê, dit was die dag wat hulle almal hulle sousboontjies met hulle messe geëet het. En sy sê, sy het besef, dis wat God vir ons ook doen. Hy maak ons welkom, hy maak ons tuis, hy maak ons deel van sy gemeente, sy gesin, deel van sy tafel. Ja, Psalm 15 vra, wie word genooi vir God se gastelys, deel van sy tent, deel van sy huis. Die vereistes is onmoontlik vir mense, maar is moontlik vir God, en hy maak dit vir ons, vir my, vir jou moontlik, deur Jesus Christus. Wat 'n ongelooflike seën wat hy oor ons uitstort. En dan in 1 Korintiërs 13 kan ons vir mekaar sê, Jesus se handtekening op ons lewens bring vir ons seën. Jesus se handtekening bring genade vir ons as mense. Flannery O'Connor skryf 'n kort verhaal, A Good Man is Hard to Find. En dan is daar een van die karakters, is 'n ontsnapte misdadiger. Hy is by 'n ou tannie in 'n huis,
En dan smeek sy hom, en sê sy vir hom, bid tot Jesus. En dan sê hierdie karakter, nee, ek weier. Jesus throws everything off balance. Jesus maak alles van balans af. Die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Vir die wat verlos word, is dit die krag van God. Die wêreld is anders as gevolg van Jesus. Wat krag was, is nou nie regtig iets werd meer nie. Dit wat mense gedink het niks werd nie, dis waar genade en krag en voorspoed lê, by God. Ja, die kruis van Jesus was vir die Jode van sy tyd 'n afgryse. Hulle het gedink jy is vervloek as jy in 'n hout in 'n boom gehang word. Vir die Grieke was dit onsinnig. Hoekom sal 'n God sterf? Hoekom sal iemand wat sterk is sy lewe gee vir mense wat swak is? En dan is dit wat God doen. Want daardeur gee hy genade vir mense. Daardeur bring hy redding, bring hy verlossing, bring hy versoening, vergifnis van sonde. Die kruis word die bron van lewe vir hulle wat glo. Die kruishout word Jesus se handtekening wat ons seën en vir ons sê, ons is nou kinders van God. Ja, vir die wêreld is dit moeilik om te verstaan. Is dit moeilik om te besef waaroor gaan dit regtig? Iemand vra 'n Hollandse predikant, Herman Kochelbrug, wanneer het jy tot bekering gekom? Nou het Herman Kochelbrug altyd gesê, 33 na Christus op Golgotha. Herman Kochelbrug was nie so oud nie. Maar dis uiteindelik wat ons moet onthou, wat Paulus ons wil onderstreep. Dit gaan nie oor onsself nie. Ons redding lê nie in ons nie, maar dit lê in die daad wat God deur Jesus Christus op die kruis gedoen het op Golgotha. Dis waar God vir ons krag gegee het om te kan glo, om sy kinders te kan wees, om gered te kan wees. Die kruis is gelowiges se krag wat 24/7 beskikbaar is, wat van God afkom. Ons het baie kragonderbrekings, dit gaan op die oomblik daarom redelik goed, maar as gelowiges sal daar nooit kragonderbrekings wees nie. Want sedert die eerste goeie Vrydag is ons genade vir ewig. Is ons veilig in God se hande. Is Jesus se kruis vir ons 'n brug na 'n totaal nuwe lewe. In die gedeelte wil Paulus vir ons leer om anders te kyk na die lewe, anders te kyk na seëninge en genade van God af. Hulle skat in die Romeinse ryk was daar omtrent 60 miljoen slawe. 'n Slaaf was iemand wat 'n besitting was van 'n ander mens. Met soos 'n stuk gereedskap, as jy oud en stikkend was, het hulle jou weggegooi. Maar die Christendom het mense anders begin sien. Het mense begin sien as kinders van God. Het in mense waarde begin sien wat die wêreld nie gesien het nie. Die wêreld het gesê, wat kan jy vir my beteken, en dan jy waarde. Christen het na die mense begin kyk en gesê, jy behoort aan God, daarom het jy waarde. Daar was 'n priester wat vir 30 dae op 'n geestelike retreat was, en uiteindelik, na 30 dae kom hy terug by die klooster, en een van sy kollegas, wat so 'n bietjie jaloers was, sê toe vir hom, terwyl jy lekker niks gedoen het nie op jou retreat, het ons hier by die kloosters baie hard gewerk. Kyk net na jou, jy lyk niks anders nie. En dan antwoord hierdie priester wat van die retreat af teruggekom het, toe sê hy vir hom, jy is waarskynlik reg, ek lyk nie regtig anders nie, maar jy lyk vir my totaal anders. Want hy kyk deur die oë van Christus, nie deur die oë van 'n mens nie. In Genesis 12 vers 2 sê die Here vir Abraham, ek sal jou seën en jy moet 'n seën wees. Die Here wil vir my en vir jou seën, dat ons ook vir ander kan seën, dat ons ook vir die wêreld kan seën, dat die wêreld deur ons God se liefde en genade kan beleef. God se seëning kan beleef, kan ervaar wie hy is. In 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31 is daar 4 dinge wat vir ons belangrik is. Wysheid, vryspraak, heiligheid en verlossing. Want dis die krag wat God vir ons gee, waarmee hy ons seën om te gaan lewe. Ja, wysheid, om op die regte manier te dink.
As ons op Jesus Christus bly fokus, dan dink ons reg. Dan het ons the mind of Christ. Ons moet nie net aan ons wêreldse wêreld en ons wêreldse goed dink en dit wat ons as mense graag sou wou doen of dink reg is nie. Dink soos wat Christus gedink het. Leef soos wat Christus geleef het. En dit bring ons by heiligheid, dat ons regtig sal lewe soos Jesus. Want as ons soos Jesus leef, leef ons reg. Dan staan ons uit, nie as 'n besonderse wêreldse mens nie, maar as iemand wat in God se koninkryk doen wat hy moet. Leef asof Jesus by jou is, asof Jesus reg langs jou is, want hy is. Hy's elke dag by ons. Ons ontvang by God vryspraak. Nie 'n bladsy waarop ons foute uitgetipex is nie. Nee, ons kry 'n skoon bladsy. Want as jy tipex teen die lig hou, kan jy partykeer nog lees wat daar agter staan, of jy kan dit sommer afkrap en dan kyk wat daar staan. Ons kry nie 'n getipexte bladsy by God nie. God gee vir ons 'n skoon bladsy. Dis wat die kruis doen, wat Christus gedoen het, wat ons in die nagmaal vier. Ons kry ook verlossing, 'n nuut begin, 'n oorbegin. Ons aanbid 'n God van tweede kanse en nuwe begin. Ja, Jesus is die een wat altyd vir ons voorloop, wat ons nuut maak. Kom ons onthou dat ons met wysheid moet lewe, reg moet dink soos Christus, dat ons heilig moet lewe soos Jesus moet leef. Onthou dat ons vryspraak ontvang, 'n skoon nuwe bladsy en verlossing, dat ons elke dag nuut kan begin. Tom O'Hagan was die eienaar van die Domino's Pizza en die Detroit Tigers in die VSA, en hy vertel 'n interessante storie. Hy sê hy het groot geword in 'n kinderhuis. Daar was 'n non wat vir hom verskriklik baie beteken het, Suster Mary Berarda, en sy het altyd vir hom gesê, Tom, glo in God en glo in jouself, dan beweeg jy die wêreld in en leef dit. En sy sê, sy het hom lief gemaak vir boeke, sy het hom gemotiveer, en hy het uiteindelik groot geword, uit die kinderhuis uitgegaan, groot sukses behaal, die Domino's Pizza, en uiteindelik word hy genooi om iewers 'n toespraak te onthou oor die persoon wat die meeste in sy lewe vir hom beteken het. En dan onthou hy weer van haar. En hy die toespraak gehou het, gaan soek hy ook vir haar op, kry haar in 'n huis vir bejaardes, en daar gaan vertel hy vir haar, en hy sê vir haar, suster, ek het jou raad gevolg, ek het in myself geglo, en dan sê hy die woorde, ek is 'n self-made man. En dan antwoord sy hom, sy sê, ek het geweet jy kan, Tom. Maar Tom, onthou, daar's nie iets soos 'n self-made man nie. Dus sit sy haar kruis in sy hand, en hy besef, die bron van sy sukses is God, nie hy self nie. God kom seën ons, uit ons eie kan ons nie. Mag God jou krag en jou inspirasie, jou bron van energie wees. Mag jy besef, dat hy die een is wat jou seën en jou liefhet. Hemelse Vader, dankie dat ons in u krag en u seëninge kan lewe. Maak ons oë oop, dat ons u kan raak sien om ons. Here, as ons Psalm 15 lees, dan besef ons is onwaardig. En tog stort u genade oor ons uit. Here, ons verdien dit nie, maar u stuur vir Christus om in die kruis in ons plek te sterf. Ons het niks om aan te bied nie, maar u gee vir ons die ewige lewe en waarborg dit met u seun wat uit die dood uit opstaan. Dankie Here dat ons nou vir u kan leef. Wil jy asseblief deur die Heilige Gees ons help om op u te fokus. Ja, vir u te lewe. U liefde uit te dra na ander mense. Dankie dat ons kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap waar ons dit saam kan doen en mekaar kan ondersteun en bystaan. Mag ons Here in wat ons doen en sê, u verheerlik. Ons kan ook vanoggend vir mekaar bid en weet Here dat u ons gebede hoor. Ons bid dat u asseblief sal genees waar daar siekte is. Here, dat u asseblief sal vrede gee waar mense bang en onrustig, onseker is.
Here, ons bid dat U sal wysheid gee, waar mense wonder oor die pad vorentoe, vasgevang voel of hulle nie weet wat om te doen. Ons bid, Here, dat U vir ons bo alles bewus sal maak van U teenwoordigheid. In ons land, in die wêreld, Here, mag U verheerlik word as die Almagtige. Dankie dat ons kan saam bid, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Mag die Here jou beskerm en jou seën. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Amen. Thank you.